Daar is 3 maniere om vir mense te lag. Kom ek vertel julle gou 'n storie. My ma het altyd gesê, daar's 3 maniere om vir mense te lag. Die eerste manier is om te lag vir 'n situasie, 'n ding wat nou snaaks gebeur het ensovoorts. Dis die lekkerste manier seker om te lag. Dan is daar nommer 2, om vir iemand te lag. En dan is daar nommer 3, en dit is om saam met iemand te lag. Julle het nou same 'n ding ondervind, of 'n ding het nou gebeur tussen julle, oor die persoon het iets aangevang, en nou lag julle saam. My ma het altyd gesê, dis lelik om vir iemand te lag. Veral as hulle iets doen wat bo hulle vermoë is, en jy dink dis snaaks. Ja, ons is almal maar skuldig aan daai ene, nee. Dit was maklik lag vir mense, omdat hulle nonsens aanjaag. Nou, my liewe moeder is nou nie meer saam met ons nie, maar ek sou graag vir haar wou vandag gesê het, daar is 'n uitsondering. En dis om te lag op daai, wat jy lag vir iemand. En dis die ANC. Hulle maak dit so moeilik om nie te lag vir mense wat nonsens aanjaag nie. Dinge doen wat bo hulle vuurmaakplek is, waarvoor hulle nie die vermoë het om te doen, om klaar te maak, sonder om geld te steel. Nou ja, waarvan praat ek? Wel, dis eintlik nou maar net 'n storie, maar luister na hierdie idee van my, want dis nou wat gebeur het hierdie week, wat my nou dink het aan hierdie hele ding, waaroor ek nou moet lag. En dis Ramaphosa, wat nou gaan eintlik iets sê wat waar is. Hy het 'n uitlating gemaak waarmee ek 100% saamstem. En ek is seker baie van julle het met daai punt saamgestem, toe hy gesê het, die ANC raadslede, wat daar voor hom gesit het met hierdie roll call van hulle, moet gaan leer by die DA, munisipaliteite. Hulle moet gaan kyk, hoe doen hierdie mense sake, en hulle moet dan by hulle gaan leer. Jo! Daar was mense wat vir hom kwaad was, en mense soos ek, wat natuurlik gesê het, ja, jy kan dieselfde gedoen het jare gelede al met Orania. Gaan kyk na 'n munisipaliteit wat werk, ongeag van wie dit is, en hou op ras en kleur daarby inbring, vind uit, hoekom werk hulle? Wat doen hulle wat reg is, wat tot voordeel van die gemeenskap is wat daar bly? Nee, eenvoudig. Nou, hier kom die snaaksigheid, die snaaksigheid word eintlik voortgesit in their inability to understand. Kom ons sê dit nou maar op daai manier, waar faksies binne in die ANC en groot groepe nou besluit het, maar wag weet jy, Mr. Ramaphosa, jy kan dit mos nie sê nie, hy is die president, hy kan sê wat hy wil. Jy dink, jy het vryheid van spraak. Watch daai ou. En hy het nou vyande gemaak, nuwe vyande. Maar glo my, hy het bestaande vyande in die ANC, glo my, dit is nou maar net so. Wat nou gesê, maar jy kan nie dit sê nie, en ons wil jou recall. Onthou julle wat hulle destyds gedoen met Thabo Mbeki? Hulle het hom gerecall. En daar is 'n klomp van hierdie mense wat nou dreig om dit te doen met Ramaphosa. Wie dink julle gaan oorneem by hom? Ek wil julle voorstel aan ons deputy minister, Bheki Ntebe, wat gaan oorneem by Cyril Ramaphosa. Nee. Nou daai kyk wat jy daar het, toe ek gesê het, Bheki Ntebe. Wie is Bheki Ntebe? Is presies die uitdrukking wat baie mense gegee het, toe ek die naam gister noem, van ons eintlike en ware visiepresident, Paul Mashatile. Weet jy, min mense weet, dat Paul Mashatile ons visiepresident is? Dit is skrikwekkend. Nou daai
vir die mense van julle, die klomp van julle daar buite wat weet wie Paul Mashatile is en die uitdrukking op julle gesigte, daai van, waarvan praat jy? Is normaal vir mense wat nou maar nie weet nie, wat nie in die politiek belangstel of weet nie. Nou ja, Paul Mashatile kan dalk oorneem. En as jy nie weet wie Paul Mashatile is nie, moet jy baie vinnig uitvind, want hierdie man is eintlik al, hy is al 40 jaar in die politiek, deel van die ANC ensovoorts. En ja, hy kan dalk oorneem. En as jy 'n probleem gehad het met Ramaphosa, jy weet nie wat op jou wag met Paul Mashatile nie. Daai man, hy does not like us. Hy hou nie van ons nie. Hy hou nie van hom Springbok nie. So, vir julle mense wat wonder wie gaan oorneem by Ramaphosa, as hy nou nie meer daar is nie. En weet wat, ons moet nog kyk wat gaan gebeur in 2027 met die ANC se elective conference, waar hulle nou 'n nuwe leier moet kies. Kan dit dalk Paul Mashatile wees? Baie dom skuif sal wees as gevolg van hierdie klomp skandale wat nou in Paul Mashatile se skoot beland het, veral met sy 65 miljoen rand eiendomme wat onthul is. Lekker nie? En jy moet onthou, hierdie man kry 'n lekker salaris. Hy kry net so oorkant 3 miljoen, bietjie meer. Wat is die mooi woord? Is dit oorkant of meer as? Ja, is meer as 3 miljoen rand 'n jaar. So, hoe kan hy eiendomme besit van oor die 65 miljoen rand? Ja, is baie snaakse ding wat in die agtergrond gebeur, maar dis nou die persoon wat dalk ons volgende president kan word, en as hy in 2027 deur die ANC gekies word, en die ANC oorleef, kom ons hoop hulle vrek soos 'n dooie ou vlieg, een of ander tyd waarvan die vlerke afgeruk is, en jy het hom net daar gelos dat hy loop. He's no longer a fly, he's a walk. You must just walk and voetek forever. Kom ons hoop die ANC disappear so, want ek het ongelukkig vir die ANC niks goed te sê nie. Die ANC het hierdie land vernietig, of hulle dit nou wil erken of nie. Liberation does not mean economic progress. Dink 'n bietjie aan daai ene. So ja, vir die res van julle wat 'n bietjie meer van my ander stories en goeters wil kyk, loer gerus in op my YouTube channel. Dit is jy kan kyk na my prentjie daarbo, connecteer aan my naam, en dan gaan kyk jy na van die ander goed wat ek in Engels doen op YouTube, waar ek onderwerpe gesels. En ek het gister juist 'n videoetjie geplaas oor Paul Mashatile en al hierdie goed wat hy nou aangevang het, en sy seuns wat 91,4 miljoen rand kontrakte gekry het om die fire equipment goeders te service in Gauteng hospitale, maar hulle doen dit nie op standaard nie. So hulle loop lekker rond en steek hy geld in hulle sak. So hier is 'n uitsondering, my liewe moeder. Ek mag lag vir mense. Ek mag lag vir die ANC. Want ek lag vir hulle omdat hulle goed doen wat buite hulle vermoë is. En dit is vir my snaaks.